Baie welkom by die laaste episode in Parelberg se reeks oor Jesus maak ons heel. As jy wil kyk na vorige episodes of na meegaande stof, gaan gerus na ons webwerf by parelbergkerk.co.za/nuus en jy sal dit daar kry. Ons almal smag na geluk of innerlike vrede of soos Paulus dit in Filippense beskryf, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons het ook gesien dat 'n ware vereiste of 'n vereiste daarvoor is dat jy jou ware self moet wees. Ons het ook gekyk na baie sake wat veroorsaak dat 'n nie egte, 'n vals self in ons lewens ontwikkel en dit maak dat ons nie die vrede beleef, nie die vrede wat God vir ons wil gee in ons lewens soos hy dit bedoel het. Hierdie keer kyk ons na die rol wat vergifnis speel, 'n baie groot rol om my ware self te ontdek en te leef. Nou wil ek vra dat jy eers die video sal stop en dat jy die paar verse uit ons Here se gebed sal lees uit Matteus 6 vers 9 tot 14. Nou vriende, sonder vergifnis kan 'n mens nie groei in die ontdekking van jou ware self nie. Wat dit soms baie moeilik maak, is dat 'n mens dit ervaar as iemand iets slegs teenoor jou gedoen het, as iets tussen jou en daai persoon, en dat dit jou woedend maak. Maar dis nie so nie. God, omdat hy liefde is, staan langs jou, ervaar ook wat jy beleef, en is eintlik ook namens jou woedend. Wil ook hê dat dit nie gebeur in jou lewe nie. Nou, al is dit ook 'n groot insig en help dit ons, maak dit nie dat die woede verdwyn of minder raak nie. Ons gaan kyk na 'n proses in ons lewens ook wat kan help om ons ware self te ontdek deur vergifnis. Die proses, soos alle prosesse, neem tyd en daarom moet jy geduldig wees. Jy moet geduldig wees met jouself, jy moet geduldig wees ook met God. Dit is 'n reis oor die see van die heling. Hoe verloop hierdie proses? Gys van Skoor, wat hier skryf, verwys na 'n boek wat daarop wys dat vergifnis ook hierdie 5 fases behels wat sterwensbegeleiding in sterwensbegeleiding gebruik word en wat aangedui word in die boeke van die sielkundige Elisabeth Kubler-Ross. So kom ons kyk gou na daai 5 fases en ons kyk hoe van toepassing dit is op vergifnis. Die eerste een is ontkenning. Jy wil nie dat dit wat met jou gebeur het aanvaar as 'n werklikheid nie. Jy sê ag, dit sal verbygaan. Jy ontken eintlik dat dit nie waar is nie en jy wil dit sommer agter jou rug gooi. Nou vir 'n rukkie kan dit help of miskien vir rukkies in 'n mens se lewe, maar dit sal nooit maak dat dit heeltemal weggaan nie. As 'n mens dit begin ontdek, is 'n tweede fase woede in jou lewe. Jy blameer ander mense vir die seer kry en die gevolge in jou lewens, vir God of ook ander mense, dis hulle skuld. En natuurlik kan dit vir 'n mens vir 'n rukkie verligting bring. 'n Bietjie soort van voel jy blaas af. Maar dit los nie die probleem op nie. Dit maak dit ook dikwels net baie erger. 'n derde fase wat Kubler-Ross gebruik is onderhandeling. Hier besef jy moet vergewe, maar op jou voorwaardes. Jy sal byvoorbeeld sê, ek sal vir hom of haar vergewe, maar dan moet hy of sy of dit of dat doen. Dit kan miskien ook vir 'n rukkie help, veral as die ander een dit ook weet en dit probeer doen. Maar wat as die ander een dit nie eers weet nie, of baie ver van jou af is, of selfs oorlede is? Maak dit ook nie ongedaan nie. En dan 'n vierde fase is depressie. Wanneer 'n mens besef, jy weet dat dit al hierdie ander dinge nie help nie, raak dit vir jou te veel, dit voel vir jou, jy kan dit nie meer hanteer nie, en jy begin die vinger na binne wys, en jy voel dis jou eie skuld, en dit pak dit net op jou oorlaaide gemoed, en dit bring nie vir jou vrede
en nader aan jou ware self nie. Uiteindelik, waarvoor ons almal mik, is aanvaarding. Dan, en dis waarna ons strewe, kom daar 'n tyd dat ek aanvaar dat dit wat met my gebeur het, dat dit vir my seer gemaak het, maar ek kry dit op 'n manier gaandeweg reg om op te hou om terug te kyk en al hoe meer vorentoe te kyk na nuwe moontlikhede, nuwe lewensmoontlikhede. Ek sien en ek ervaar God se genesende hand in my lewe. Ek begin ook groei in my ware self. En ek kry dit selfs reg om hierdie mense wat vir my seer gemaak het, te seën en selfs ook vir hulle te bid. Nou, vriende, as ons oor hierdie fases dink, ook in my eie lewe, is twee sake van kardinale belang. En die eerste een is om te aanvaar dat God my in Christus onvoorwaardelik liefhet. Maak nie saak in watter fase ek op die oomblik is, want 'n mens kan ook wissel in hierdie fases, weer teruggaan en vorentoe. 'n Tweede ding is dat ek die vrymoedigheid sal ontwikkel om eerlik met God te praat oor my gevoelens en my emosies. Baie eerlik met hom daaroor te wees. Om nie te vergewe nie, is 'n tronk waarin ek myself vasmessel, sodat ek nie kan leef uit die ware self wie ek is nie. En onthou dit altyd, Jesus het gekom om die gevangenes te bevry, ook die gevangenes van hulle emosionele tronke en vir hulle heling te bring. Ons kan leef van sy onvoorwaardelike liefde, maar eintlik ook net daaruit. Ek sluit graag af met 'n aanhaling van die bekende Henry Nouwen met die opskrif Healing Our Memories. Mag dit ook vir jou help. Forgiving does not mean forgetting. When we forgive a person, the memory of the wound might stay with us for a long time, even throughout our lives. Sometimes we carry the memory in our bodies as a visible sign. But forgiveness changes the way we remember. It converts the curse into a blessing. When we forgive our parents for their divorce, our children for their lack of attention, our friends for their unfaithfulness in crisis, our doctors for their ill advice, we no longer have to experience ourselves as the victims of events we had no control over. Forgiveness allows us to claim our own power and not to let these events destroy us. It enables them to become events that deepen the wisdom of our hearts. Forgiveness indeed heals memories. Pragtig, né? Nou, in die geskrewe stuk is daar vrae wat jy op jou eie of saam met iemand of in 'n groep kan bespreek. Mag die Here ons help om deur sy krag en genade al hoe meer ons ware self te ontdek en so te groei na die mens wat hy vir jou en my bedoel het om te wees in sy koninkryk. Vrede vir jou. When your day is long